Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Andries. Jennifer, Oompie. Meneer Cornelissen. Andries, die president sê hy het moontlike fout begaan by die onteieningswet. Wat? Nou eers? Nie die hele wet nie, 'n gedeelte daarvan. Ja, hy is 'n fout. Die president het, julle sal onthou, hierdie is die wet wat hy, die onteieningswet, wat hy skielik op die 20ste Desember geteken het kort voor die verkiesing. 35 dae later is dit eers in die Staatskoerant gepubliseer, so 'n bietjie onder die radar gevlieg. En nou sê die president in hofstukke, maar artikel 19 is ongrondwetlik. Maar hy het dit dan geteken. As die president het hy dit geteken, hy sal ook vir jou vertel dat hy's 'n regsgeleerde en hy het waarskynlik regsadvies gekry oor die onteieningswet voordat hy hom geteken het. So ja, dit is weer eens nog 'n flater op sy lys. Baie lang lys van flaters van ons president. Maar nou gaan ons moet sien wat die hof sê, want hy vra na die hof, die Wes-Kaapse Hooggeregshof, om die wet of reg te maak, die bewoording, of om dit ongrondwetlik te verklaar. Kan die Wes-Kaapse Hooggeregshof nee, jy kan nie net wetgewing, jy kan nie net woorde in 'n wet verander nie. Ek dink die probleem is hier, die president, hier moet ernstige vrae gevra word oor waarom die wet onderteken is. Was dit net voor die verkiesing sodat was hulle paniekbevang in die ANC en het hulle gedink die ondertekening van hierdie wet gaan met vir hulle 'n paar ekstra stemme, dit het toe nou nie mooi uitgewerk nie. Maar ja, die onteieningswet was van die begin af 'n probleem. Want basies is dit nou 'n sirkelproses wat geskep word deur artikel 19, waar jy kan eers hof toe gaan nadat die kennisgewing uitgereik is, maar die kennisgewing kan eers uitgereik word nadat dit werk net nie. En nou sit ons in die situasie waar hopelik gaan die hof die wetgewing ongrondwetlik verklaar en dan begin die hele sirkus van vooraf. Maar hierdie was van die begin af, sê sommige mense, onderduimse ding. Die feit dat die wet geteken is, nie eens 35 dae later gepubliseer is in die Staatskoerant. Dit gee ook lede van die parlement wat binne 30 dae die geleentheid het om kapsie te maak. Dit neem daai vermoë heeltemal van hulle weg, dat dit eers 35 dae later gepubliseer is. So mense gaan onmiddellik daar swaalf sê, maar hier's 'n klomp goed wat nie reg gedoen is nie, wat onder die radar gedoen is. Ja, en hy beweer die staatsdrukker was gesluit want dit is oor die Desember, oor die Kersvakansie of wat ook al, dis nie waar nie, hulle is net gesluit op openbare vakansie daar. So daar's verskeie vrae oor die president se los en vas met feite. Maar as gepraat van los en vas met feite, daar was laas, as ek reg onthou, 'n optog teen 'n president toe Jacob Zuma aanbevind was. Ja, dis nou die interessante ding vandag. Die ding is dat hierdie is nou nie naaste by tipe van op die vlak wat jy gesien het van Zuma must go. Jy sal onthou dit was 'n baie goed georganiseerd en meer bekende partye. Nou hierdie is die burgerlike beweging Stand Up SA en dan is daar ook die jeugbeweging wat deel is hier van Enough is Enough. En hulle beplan vandag 'n optog in Pretoria van Kerkplein na die Uniegebou toe en dit gaan oor Ramaphosa must go. Nou mense weet nie of hierdie, hoe ernstig is hierdie groepe, hoe ernstig moet mense hulle opneem en is hierdie begin van 'n tipe van 'n proses. En wie sit hier agter? Want daar's altyd vrae wat jy moet vra oor waar presies kom die mobilisering vandaan en wie is agter hierdie. En ons weet die ANC moet in Desember met hulle hoofraadsvergadering hou. Waar belangrike dinge ook besluit moet word en mense weet nie hoeveel Ramaphosa aan die spervuur gaan wees daar nie. So dit sal interessant wees om te sien hoe lyk wie is hierdie mense en hoe lyk die opkoms vir hierdie optog. En hoe deurdag hierdie regtig is, as Ramaphosa gaan, wie wil jy as president hê? Ja, kyk, die antwoorde is daar's nie baie antwoorde nie, wat sin maak nie. Andries, okay, so ons wonder oor Ramaphosa se toekoms, maar wat is Eskom se toekoms? Ja, kyk, hierdie gaan nou oor ons kragmengsel. Van hoe gaan ons teen 2039? Kyk, ons is baie goed met vooruitbeplanning, ons is net nie goed met die implementering om daar uit te kom nie. So hierdie is nou teen 2039, praat ons van, hulle wil steenkool, dis nie minder steenkoolkragopwekking nie, dit is eintlik net steenkool word 'n kleiner proporsie van die kragopwekking. So jy praat nou van 27% teen 2039, waar dit nou 58% is. Maar dit verdwyn nie, steenkool, hulle wil wel skoner gaan met die steenkoolkragstasies, daar's 'n projek by Eskom daaroor. Windkrag van 8% tot 24%, en dan sonkrag van 10% tot 18%, en dan is die ander een is om gas is 11% teen 2039, en die probleem is dis baie naby 0 op die oomblik, en dan natuurlik kernkrag is die ander ene. Ons kry net van Kuiberg, maar hulle wil dit verdubbel na 5% toe teen 2039. Die ding is, jy praat hier van 'n belegging van 2,2 duisend miljard rand. Ek dink die mense besef wat jy nou sê nie.
2,2 miljard, ja. 1000 miljard. Korrek, ja. Dis die bedrag in belegging wat jy praat, baie groot kontrak om uit te deel hierdie. Dit gaan lekker gaan. Ek weet nie. Ek sien Lamborghinis en Ja, ek sien in die begin van Medupi af en dat ons soos die Sakekamer gesê het vir elke man, vrou en kind in hierdie land 'n RDP huis kon bou met die geld wat daar gegaan het. So ek kan nie dink wat gaan gebeur met hierdie. Ja, omdat die kernkrag is weer eens, nou praat ons van die Russe en ons praat van China en ja, en allerlei ander vreemde mense. Ja, ek wonder waar gaan die skepe inkom, vir hulle weer terugkom. Die kragskepe. Maar nou ja, dan moet ons praat bietjie oor Tshwane. Hier in Tshwane is daar 'n wonderlike Hier gaan dit lekker. Dit gaan heerlik. Ons het besluit ons moet vir almal op 'n stadium water gee. Nou, ek dink hier's omtrent nou 'n watertanker vir elke inwoner van Pretoria beskikbaar. Dis 'n beskikbaar. wonderlike ding. Almal het nou water. Hulle het nie almal gepypte water nie, wat eintlik vir ons ek wonder wat is die begroting om Ja, ons het nou as jy kyk na die huidige begroting, ons het teen die einde van Junie 2025 777 miljoen is die afgelope in daardie boekjaar bestee. Dit is as jy mooi gaan kyk na die syfers, dan sal dit vir jou wys, dis 457 miljoen rand meer as die aangepaste begroting. So oorbesteding op die watertank waans was 457,6 miljoen rand in die vorige boekjaar. En dan hierdie boekjaar, die interessante ene is dat die begroting is 236 miljoen waarvan 195 miljoen rand reeds bestee is teen die so 'n bietjie meer as 3 maande in die boekjaar in. So die oorbesteding hierdie jaar gaan vieslik lyk. Maar die ding is dat dis weer eens daai tipe van kontrak, omdat jy dit gesien met die vullisverwydering. Ek sê lus om koop 'n lorry met 'n tank op vir my. Dit is absoluut, dit is wat jy nou moet doen. Die ding is dat jy met net die tanker beskikbaar hê en dan kan jy op die lys kom van die tenders. Hierdie projek het begin met die ANC se nuwe koalisieregering in Tshwane. En die nuwe manier om geld uit die stad uit te melk is die watertank. Merkwaardig om te dink dat daai bedrag dalk in infrastruktuur belê kon word. Ja, kyk, die interessante ding is 39% van Tshwane se water gaan verlore. Hulle kry geen inkomste daarmee nie. 39%. So 'n derde, nou word dit 300 ml van elke liter. Verdwyn. 333, ja, milliliter van elke liter gaan verlore. Dit word nie verkoop nie, so dit gaan verlore in die stelsel. Dit word vermors of wat ook al. Hierdie is 'n stad wat byna bankrot was en dis die geld wat ons tans spandeer op watertanks. Ja, jy moet onthou ons kry niks daarvoor nie, want dit is nie pype wat in die grond ingaan nie. Dis juis as jy gaan kyk na die kapitaalbesteding in die vorige 8-9 jaar, is dit die helfte minder as die 9 jaar voor dit. So die kapitaalbesteding is ook nie waar dit moet wees nie. En jy moet onthou die munisipaliteit betaal hierdie watertankers. Hulle betaal vir die watertankers se funksionering. Nee, ons betaal ons munisipale rekening. Ons betaal ons rekening sodat hulle die watertankers. En daar is dan nie, daar kom nie geld terug in die munisipale kas nie. Waar daar is daar 'n infrastruktuur. Nee, dis 'n skoon uitgawe. Skoon uitgawe. Ja. As 'n infrastruktuur was van pype, dan kon jy steeds daai geld spandeer het aan die infrastruktuur, maar dan sou daar inkomste gewees het van watermeters af. Hulle sou beter gedoen het deur daai geld te gebruik om lotto kaartjies te koop. Want dan was daar een of dan hulle sou dalk iets teruggekry het dan. Nou maar ja. Maar ons moet kyk na Hamas en Israel. Dis 'n tyd nou waar ons almal baie hoop gehad het in die laaste week wat verby was. Dinge het so mooi gelyk. En nou is daar gerugte of verslae van konflik wat weer opvlam. Ja, kyk, dit was voorspelbaar van die begin af. Daar's oortredings volgens Israel en Hamas van beide van hulle dat die skietstilstand word oortree. Onder andere is daar geskiet op Israeliese soldate in gebiede waar hulle in beheer is en hulle toe nou vegvliegtuie en goed gebruik en daar is weer teruggeslaan. En dan is daar ook die Palestynë beklei ook met een of ander Palestynse bende. Hamas, een of ander Palestynse bende, dis Abu Shabab, met wie hulle in gevegte is. Daar word ook binne in Hamas word daar ook beklei. So jy weet dis 'n vreemde situasie want dis nie net so eenvoudig soos jy het Hamas militante nie. Daar's nog ander splintergroepe en daar's mense wat sien daar's geleentheid om mag oor te neem met korrek, ja. En dan die hele ding is die ooreenkoms is dat Hamas sou hulle self ontwapen. Nou ek weet hoe ver ons in daai proses is. Ons het nog nie al die lyke terug nie. So die hele proses is nog 'n bietjie in die weegskaal en dit was voorspelbaar. Jy moet ook onthou dat Netanyahu is onder druk van die meer regse groepe in sy eie regering, dis 'n koalisieregering in Israel, om eintlik maar net vir Hamas van die aardbol af te vee. Sjoe. Andries, dis almal vir ons tyd vandag. Dankie vir die saamgesels. Altyd lekker.
Dis Andries Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.